Goeienaand gemeente. Baie welkom vanaand. Het lyk my ons raak nou 'n bietjie minder. Ons veronderstel om meer te word, nie minder nie. Maar baie welkom vanaand. Goed gou vinnig almal rondom jou sê net vinnig hallo. So van ver af. So ons is vanaand dan by ons tweede laaste tema van ons reeks waar ons praat oor die Heilige Gees wat ons nuut maak. En ek weet ek sê dit nou elke aand, maar ek sê dit maar altyd as daar iemand is wat dalk die eerste keer vanaand hier is, net dat hulle kan bybly. So vanaand, Sondagoggend het ons gepraat oor dat ons van hoogmoed en selfsug beweeg na om die minste te wees. Ons het gehoor dat ons ook moet skyn na die wêreld daar buite, dat ons 'n nuwe glans moet hê, gehoor dat ons 'n nuwe skat moet hê, 'n nuwe waarde moet hê. Ons het ook gehoor dan nou gisteraand dat ons moet los wat agter is en 'n nuwe fokus vorentoe kry. So alles gaan oor waar ons moet vernuwe en waar ons moet groei. So vanaand gaan dit nou oor dat ons praat oor nuwe kalmte en blydskap. So vrede en blydskap. En vanaand se tema, ek moet sê, ek het nogals, want ek kan baie kante toe moet hom beweeg, en vir my is dit ek dink is seker die bekendste teks van ons hele reeks. Almal ken hierdie teks baie goed, maar om op 'n nuwe manier ook daarna te kyk. Ons gaan vanaand 'n bietjie praat rondom dit, so ek hoop julle geniet dit. Kom ons sluit ons vir 'n gebed. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie vanaand dat ons kan saam wees. Here, waar vanaand al ons 5de tema van die reeks hanteer. Here, kom bid ons, Here, dat die Gees binne ons sal bly werk. Here, waar ons vanaand praat oor nuwe blydskap, oor nuwe kalmte. Kom bid ons, Here, mag die Gees in ons werk, dat ons ook regtig dit sal regkry in ons lewens. Here, waar ons gemoedere baie keer swaar is, waar ons baie keer kwaad is, baie keer ongelukkig is, baie keer besorg is, baie keer angstig is. Here, kom bid ons vanaand, Here, dat die tema ook in ons harte sal wortel skiet, dat ons elkeen met nuwe blydskap en vrede sal leef. En die Here, ons kom bid, Here, mag U die woord vir ons oopbreek, en mag elkeen van ons vanaand hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Soos julle nou by die liedjies gesien het, dit gaan maar oor een oomblik lag en een oomblik huil, dat ons gemoedere ook maar baie keer so heen en weer spring nie. Oggend as jy opstaan, is jy bly en happy, en net so 'n bietjie later, dan is ou nou nie meer so happy nie. So ek het hierdie een gehoor, van die Spaanse huiswerker, wat na die vrou toe gaan by wie se werk, en sy sê vir haar, ek soek 'n verhoging. En dadelik is die vrou nog geïrriteerd met dit, en sy vra vir haar, maar hoekom verdien jy 'n verhoging? En die vrou sê, daar's 3 redes. Sy sê, die eerste rede is, ek stryk beter as jy. En die vrou sê, en wie sê so? Sy sê, jou man sê so. O, sê die vrou. En sê, die tweede rede, ek maak lekkerder kos as jy. En die vrou sê, maar wie sê dit vir jou? Sy sê, jou man sê dit vir my. My kos maak lekkerder. O, sê hy dit so. En sy sê, die derde rede is dat ek soen lekkerder as jy. En nou is die vrou kwaad. Dadelik is sy briesend kwaad. Het my man dit ook vir jou gesê? Sy sê, nee, die man wat die swembad skoon maak. En sy het so bietjie stil gebly, kalm geraak en sê, hoeveel geld soek jy? So wat ek gedink het daaraan, eers geïrriteerd, toe kwaad en dadelik kom die kalmte, want nou is ek in die moeilikheid. Baie keer gaan ons gemoedere so, dat ons nie regtig seker is eers hoe ons voel nie. So vanaand, om die eerste vraag te vra, hoe is jou gemoed vanaand? Sal jy vanaand sê, jy is positief, jy het 'n goeie gemoed, dalk bly, opgewonde, of sal ek meer sê, miskien geïrriteerd, miskien besorgd, bekommerd? Hoe is my gemoed vanaand? Nou hierdie is my nog as 'n baie goeie een, ek dink ek moet hom vertel van die oom en die tannie. Hulle was albei diep in die 80's en hulle albei is oorlede en hulle kom nou in die hemel aan. Maar die laaste 15 jaar het die tannie vir die oom laat dieet en die tannie die oom laat oefen. Jy weet, dis hoekom hulle nou natuurlik so oud geword het. Hulle moes hard gewerk het. En toe hulle nou in die hemel aankom, toe sien die man, toe wys hulle nou die huis waarin hulle gaan bly.
en hierdie man kyk na hierdie spoghuis, en hy vra, hoeveel kos dit? En die engel sê vir hom, nee man, dis die hemel, dis verniet. En die ou is bly, hy is baie bly. En toe hy uitstap, is daar die mooiste golfbaan wat jy kan kry. En hy vra vir die engel, maar hoeveel kos dit om hier te speel? Die engel sê vir hom, dis die hemel hier, dis verniet. Jesus, en die man is baie, baie bly. En net so eentjie gestap, is daar tafels vol van die lekkerste kos. Jy weet, die lekkerste kos wat jy kan dink. En hy vra vir die engel, maar hoeveel moet ons te betaal om van hierdie kos te eet? En die engel sê, jy verstaan nog nie. Hier is die hemel, dat alles is verniet. En die beste is, jy kan eet wat jy wil, jy kan nooit vet word nie. En op daai oomblik is die man briesend kwaad. Hy is sielsongelukkig. En die tannie sê vir hom, jong, as jy spuit jy's in die hemel, sit nie lekker hier nie. Hy sê, as dit vir jou oefening en jou dieet was nie, kon ek al 15 jaar terug hier gewees het. So toe dink ek aan so van happy na ongelukkig baie vinnig. Ek dink ons almal ken dit baie, baie goed. So vanaand, ek wil hê, jy moet vanaand dink, nie net vanaand nie, maar die week wat verby is. Hoe was jou gemoed gewees? Nou, almal, wie van julle onthou, ek weet die kinders vandag, onthou dat jy moodrings gehad het. Onthou julle dit? Want toe ons nou kinders was dit nogal 'n inding gewees. Nou nie dat ek een gedra het nie, maar dit was daar. En onthou ek altyd, jy wil so altyd, as jy die ring aansit, wil jy mos nou of verlief wees, of happy wees. Jy wil nooit die ring aansit en sien, maar jy weet, jy is bang, of jy is gespanne nie. Jy wil mos nou goeie nuus hê by die ring. Maar ek onthou van hierdie ringe, as jy hom dan aangesit het, dan kan jy nou kyk, hoe voel jy nou? Nie dat ek dink het regtig gewerk nie, maar die punt is, dit sê hoe ek voel. Vanaand, voel jy gelukkig? Voel jy geliefd? Voel jy kalm en vreedsaam? Voel jy ontspanne? Voel jy bang? Voel jy angstig? Voel jy besorgd? Voel jy bekommerd? Hoe voel jy vanaand? En as jy nou moet dink, wat 'n emosie, wat 'n beskryf jou die beste? As jy nou dink die week wat verby is, was ek meer gelukkig? Was ek meer kwaad? Was ek meer ontspanne en vreedsaam? Was ek meer besorgd en bekommerd? Die week wat verby is. So vanaand te sê, hoe is my gemoed aan die binnekant? En ek kom agter, baie keer leef ons maar konstant met angs, met vrees, met bekommernisse, met woede. En hierdie goed is al so deel van ons lewens, dat dit is maar hoe dit is. Ek weet nie van beter nie, ek kan nie anders nie, en ek doen maar so. En vanaand gaan ons juist sien, in die preek, in die teks, dat ons gaan nou 3 goed veral praat. Ons gaan praat, dat ons eerstens moet bly wees, dat ons moet vriendelik wees, en dat ons vol vrede moet wees. En as jy hierdie 3 temas vat, dan praat dit teen al die goed wat ons nou gesê het. Teen vrees, teen gespanne, teen bekommerd, teen angstig, teen woede. Dat Paulus vanaand juist die ander kant vir ons kom sê, maar dis hoe ons moet leef. So om te begin vanaand, as jy nou daai 3 vrae moet antwoord, wat sou jou antwoord wees? Kan ek met 'n opregte hart vanaand sê, ek is vol blydskap? Kan ek sê dat ek is oor die algemeen 'n vriendelike ou, ek is baie vriendelik? Kan ek sê dat ek vrede in my hart het? Dat ek met vrede leef? So dink 'n bietjie na oor daai 3 vrae. Want as ons aan praat oor die Gees wat ons vernuwe, is dit juis op hierdie 3 punte wat hy vanaand ons hart ook wil verander. Dat ons meer blydskap sal hê. Dat ons meer vriendelik sal wees en dat ons meer vrede sal hê. So vra die vraag vir jouself, waar staan ek? Dat die Heilige Gees ook vir jou kan vorm en laat groei ook op hierdie vlakke. Right, kom ons lees saam vanaand ons teks. Julle ken die teks baie, baie goed. Ons gaan lees uit die 83 vertaling, maar die 2020 vertaling sit ek net op 2 plekke by, want dit is vir my 'n baie mooi teks, en ek dink die 2020 vertaling
maak 'n paar goedjies in my ook mooi. So kom ons lees saam. Dis net die 4 versies wat ons gaan lees. Filippense 4, vers 4 tot vers 7. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal. Wees bly. 2020 vertaling sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Nou die 2020 vertaling maak dit bietjie duideliker. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Net tot sover. Wie het al hierdie teks gelees? Almal, nee, ek dink, jy moes dit al gelees het, jy moes dit al gehoor het, dis 'n baie bekende teks, maar die gevaar is, ons hoor dit nie meer nie. Omdat ek het al so baie gehoor het, is dit vir my 'n teks wat, ek ken dit, whatever. En dis die hartseer van dit, want hierdie teks het so groot betekenis vir ons, en ons kan dit baie maklik mis. Nou, in 'n wêreld wat vol ongeluk is, 'n wêreld wat vol woede is, vol onvriendelikheid, vol spanning en bekommernisse en angs, kom hierdie boodskap en wil ons regtig kom verander. Dat ons nie moet deel van hierdie goed word nie. Want so maklik kan woede my insluk, so maklik kan spanning my insluk, kan bekommernisse my insluk, kan onvriendelikheid my insluk. En Paulus wil juis, onthou, ons het gisteraand reeds gesê, en die aand voor dit, Paulus kom skryf uit die tronk uit. Hy kom uit 'n plek waar hy nou kan praat, dat hy nou baie happy hier op sy boot sit en vis vang nie. Dit gaan swaar. Maar hy skryf nie uit sy omstandighede uit nie, hy skryf uit sy geloof uit. En ek kom gee vir ons vanaand 'n wonderlike les. Nou, prakties, ek het sommer net gedink om te onthou, is dit dan die 3 V's. Ons gaan nou 'n bietjie daar praat. Verbly, vriendelik en vrede. So, as jy nou vanaand, jy kan 3 V's onthou, dan kan jy maklik die tema onthou, maklik die boodskap onthou. Ons praat vanaand oor hierdie 3 goed. En die eerste ding wat Paulus vir ons sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Hierdie teks, hierdie versie, ken ons die beste van hierdie teks. Maar ek dink is ook een van die verse waarmee ons die meeste sukkel. Want ons sukkel met blydskap. Want die fout wat ons maak, is dat ons soek blydskap in ons omstandighede. As ek geld het, is ek bly. As ek baie vriende het, is ek bly. As ek 'n verhouding het wat goed is, as ek bly. Kinders het wat my happy maak, is ek bly. So ons is afhanklik van dinge van buite af om ons bly te maak. En wanneer dinge dan verkeerd loop, wanneer omstandighede die mekaar is, dan sukkel ons. Want my blydskap moet van buite af kom en dit kom nie, en dan sukkel ek met blydskap. Dan is ek ongelukkig in my binnekant. Ek is kwaad. Paulus kom sê, verbly julle in die Here. So, hy kom sê vir ons, hierdie blydskap, waarvan hy praat, lê nie in my kar, in my huis, in my vriende, of selfs in ander mense. Hierdie blydskap lê in Christus alleen. Hy kom sê vir ons, dit gaan hier oor wie Jesus is, wat hy vir ons gedoen het, en wat hy steeds vir ons doen. Daarin moet ons blydskap lê. Maar ons sukkel met dit.
Want ons soek blydskap op baie ander plekke, behalwe by die Here. En ek weet, Fiekpunt, ek dink is wat hy gewees, hy het altyd gesê, daar's baie systrome van geluk, maar die hoofstroom is Christus. Dis waar ons blydskap lê in hom alleen. Julle weet Johannes 10 vers 10 wat sê, nee? Hy het gekom sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ons blydskap lê in 'n lewe saam met ons Herder. Ons blydskap lê in Jesus alleen. En as ek dit regtig met my kop snap, dan wat een vir kommentaar sê dit baie mooi, dat omstandighede verander, maar my Here bly dieselfde. So daarom, as my blydskap in my Here is, dan bly ek bly. Al is daar storms rondom my, al is dit moeilik rondom my blydskap lê in Jesus alleen. En die vraag wat ons dadelik vir onsself moet vra, is dit waar van my? Lê my blydskap in die Here? Of lê my blydskap in ander goed? En ek sê nie, jy mag die blydskap uit jou kinders uitkry, jou kleinkinders, jou ouers, jou werk, jou vriende nie, natuurlik. Maar die hoofbron van blydskap lê in Jesus. Want vriende kan weggaan. My geld kan weggaan, my besittings kan weggaan. Maar Christus bly konstant. Paulus sê, verbly julle in die Here. En let wel, verbly julle altyd in die Here. Nie net soms nie, nie net Sondag nie net Pinksterdienste en Bybelstudies nie. Hy sê, verbly julle altyd in die Here. Elke liewe dag moet jy jou blydskap in Jesus alleen vind. Julle het al die eendag gehoor, C.S. Lewis was 'n ateïs gewees. Die naam van sy eerste boek was Surprised by Joy. Ons geloof is vol blydskap. Wanneer ek Christus ken, is ek vol blydskap. Ek het hierdie verhaaltjie, ek pas hom toe vanaand, want dit voel vir my, dit pas mooi. Julle het hom dalk al gehoor van die delwers. Hulle is 'n groepie van, kom ons sê nou maar 'n klompie van hulle, en hulle het gaan delf, en hulle kry baie goud. En natuurlik, hulle is baie opgewonde, baie bly oor die goud, en hulle sê toe vir mekaar, ons het nou te min toerusting om hierdie goud te kom delf. Ons moet nou dorp toe gaan, ons moet toerusting gaan kry om te kom delf. Maar nie een van ons mag 'n woord sê nie, want as ons nou sê van hierdie goud, dan gaan almal kom. En hulle sê is reg. Hulle is dorp toe, en toe hulle nou teruggaan, toe sien hulle maar al die mense gaan saam met hulle. En hulle vra toe maar, wat gaan aan? Hulle sê nie, ons kom saam. Toe vra hulle nou onder mekaar, maar wie het iets gesê? Toe sê die ouens, julle het nie nodig gehad om te sê nie, ons kon dit op julle gesigte sien. Hulle kon nie hierdie blydskap wegsteek. Hierdie blydskap in goud kan hulle nie wegsteek. Ek en jy kan nie ons blydskap in Christus wegsteek nie. Dit is 'n onuitputbare put van vreugde. Dit is my baie mooi, en die vraag is, kan mense dit aan ons gesigte sien, dat ons bly is? Of, het sit maar so, jy weet, hange wat se dag ek jou vang, het ons blydskap. Paulus gaan verder en hy sê, nou ek moet eerlik wees, die woord inskikkelik. Ek weet, daar is van julle wat nou seker dit geweet het, maar vir my is dit nou nie 'n baie bekende woord nie, maar die 2020 vertaling sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Toe ek dit lees, dink ek by myself, ek weet nou nie so lekker wat daai een nie, want ja, daar sal sekere mense sê ek's vriendelik, maar nie almal sal dit sê. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En die mooiste ding, die twee hang verband, hoekom moet ons dit doen? Want die Here is naby. Nou, naby met sy teenwoordigheid, naby met sy wederkoms, maar omdat die Here naby is, moet ons vriendelik wees, moet ons sag wees, moet ons geduldig wees, moet ons genadig wees. Is ons vriendelik? As jy nou moet dink vandag, op die week wat verby is, was ek vriendelik teenoor mense gewees?
Of was ek maar kort van draad en het maar 'n paar keer gesnap, mense vasgevat? Paulus sê, ons moet vriendelik wees. Dan, die stukkie wat ons ook baie goed ken, hy sê, moet oor niks besorg wees nie. So, moenie oor niks besorg wees nie, nie so maklik nie. Hy sê, maar, maak in alles julle begeertes, die gebed en smeking, en met danksegging aan God bekend. So hy sê vir ons in die eerste plek, wat moet ons doen? Ja, wat ons kan angstig word, ons gaan bekommerd word, daar gaan baie dinge gebeur, wat moet ons doen? Gaan bid, gaan praat met die Here, gaan stort dit jou hart vir hom uit, gaan smeek vir hom, gaan dank hom, gaan praat met hom. En hy sê, wanneer ons na hom toe gaan in gebed, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Deur gebed vind ons vrede by die Here. Nou julle sal seker dit nou al weet van julle wat die woord wag, wat verband hou met skuldwag. Julle weet in daai tyd, hulle sê Filippi was 'n militêre stad en die gelowiges was gewoond aan dat by die stadsmure daar was altyd soldate, skuldwagte wat wag gehou het, en dan het dit beteken as hierdie ouens wag hou, kon die mense binne die stad rustig wees. Jy weet, daar's mense wat ons oppas, daar's veiligheid, hulle kon kalmte binne die stad hê. So hierdie teks sê dat God by ons harte wag. So daar kom spanning, daar kom aanslae, daar kom bekommernisse, maar hy hou met sy vrede wag oor ons harte. Dat dit ons nie affekteer nie. Dat dit ons nie pla nie. Dis wat gebed kan doen vir ons. As ek in diepte gaan, dan sê die Here, hy sal wag oor ons harte. Hy sal help dat daar vrede bly in ons harte. Hy sal al die aanslae keer met sy vrede. Maar die noodsaak van gebed. Jy kan binne die wildste omstandighede, binne storms, binne woede, binne bekommernisse, kan jy steeds 'n innerlike kalmte hê. En dis hierdie vrede wat ons by God vind. En hierdie teks sê, gaan na God, laat sy vrede oor jou gedagtes en oor jou hart wag hou. Hierdie is 'n ware verhaal en dis nogal 'n hartseer verhaal. Hulle sê dat William Barclay, hy dit in sy autobiografie het hy dit ook gesê, dat sy 21-jarige dogter en haar verloofde is op 'n storm op die see, is hulle oorlede. En hy sê, weet wat, hy het vrede by God gekry. Hy sê, God het nie die storm op die see stilgemaak nie, maar God het die storm binne my stilgemaak. En dis woorde wat in my kop ingeprent is vir altyd, want dis groot woorde. God gaan nie altyd die storms rondom ons wegvat nie, maar hy vat die storm binne my weg. Hy gee my vrede, hy gee my kalmte, hy gee my rustigheid. Dis wat hy vir ons wil doen. Nou vanaand, ek het nou gedink aan hierdie ene, om dit van die vriend, die ou, sy vriend het 'n nuwe besigheid begin, of het sy besigheid na 'n nuwe perseel geskuif, en hy dink toe, hy gaan nice wees, en hy gaan vir hom blomme in 'n kaartjie laat stuur. En hy gaan na 'n bloemiste toe, en hy reël, dat hulle dan nou blomme in 'n kaartjie by hom afgee. En die ou wat toe geskuif het, bel die vriend, en sê vir hom, weet wat, ek het 'n bos blomme gekry, waarop staan 'n kaartjie, rus in vrede. En hierdie ou is baie kwaad. Bel hierdie bloemis en hy skel van 'n kant af, hoe kan hulle nou vir die ou blomme stuur met 'n kaartjie rus in vrede? En die ou sê, weet wat, die bloemis sê, dit is baie jammer daaroor, maar jy moet dink, daar's 'n erger situasie. Iewers by 'n begrafnis, het iemand blomme gekry met 'n kaartjie, ons is saam met jou bly oor jou nuwe lokasie. Van vrede en blydskap vanaand vir ons om dit toe te pas. Ek wil hê vanaand jy moet prakties hoor dink, want dis iets wat ek hê jy moet gaan oefen, is dat ek en jy
Is ons bly in die Here? Is jy bly in die Here vanaand? Lê jou blydskap in hom. Is ek vriendelik? As ek sy blydskap, sy nabyheid beleef, dan vul hy my met blydskap, maar hy vul my ook met sy vrede, met sy vriendelikheid. En natuurlik, is ek vol vrede vanaand? En, al is jou antwoorde nee vanaand, dit kan verander. Hierdie Pinkster gaan juist daaroor, dat jy moet besef, dat die Heilige Gees die mag het en die vermoë het om ons te verander. Ons moet net bereidwillig wees. Hy kan ons meer blydskap gee. Hy kan ons vriendeliker maak. Hy kan ons meer vrede gee as ons bereidwillig is. Om die besluit te maak om hom toe te laat om dit te doen. So die Paulus kom sê vanaand in kort vir ons. Ons moet bly wees, want ons blydskap lê in Jesus. Hy sê vir ons moet vriendelik wees. Hoekom? Want Jesus is naby ons. Hy sê vir ons moet vol vrede wees, want God se vrede hou oor ons gedagtes en oor ons harte hou hy wag. Ons moet dit nie vergeet nie. Nou, ek wil afsluit met hierdie storie. Dit het nou baie verband met vrede, maar toe ek nou moes kies waar my fokus vanaand moet val, dink ek is vrede. Want ek dink dis iets waarmee ek sukkel baie keer, en ek dink baie van julle ook, dat die lewe is so gejaagd, is so besig, is so vol bekommernisse en besorgdhede en onmin, daar is soveel dinge, en wat ek die nodigste het in my lewe is vrede. Toe ek hierdie storie raak gelees wat vir my dit baie mooi opsom vanaand, is dat hulle sê, 'n koning het 'n kompetisie gehou. Hy het gevra dat almal in sy koninkryk moet skilder 'n skildery van vrede, wat vrede die beste tentoonstel. En daar was baie ouens wat nog geskilder het en het gebring het, en daar was 2 skilderye wat uitgestaan het van die res. Nou hulle sê die eerste een was 'n skildery van 'n meer, kalm, rustige stil meer, mooi sonlig, mooi lekker wolke, mooi berge, rustig in die agtergrond, en almal het gedink, hierdie een moet definitief die beste skildery van vrede wees, want dit lyk net vreedsaam. Maar die ander skildery wat die koning van gehou het, is die teenoorgestelde. Ook berge, maar growwe, klipperige berge. En die lig was vol donker wolke en donderweer en reën, en by die een berg is daar 'n groot waterval wat na onder val. So die hele prentjie spreek niks van vrede nie. Maar as jy nou mooi op 'n skildery gaan kyk, agter die waterval is daar 'n skeur. Binne die skeur groei daar 'n bossie, en binne hierdie bossie het daar 'n voëlnes gemaak. En hierdie voël sit rustig op hierdie nes, kalm en vol vrede. Al is daar reën, is daar donderweer, al is daar storms, al is daar 'n waterval, al lyk dit drof rondom, vrede waar hy is. En die koning het die een gekies om te wen, want hy sê toe, vrede is wanneer jy kan kalm en rustig wees, al is dit chaos rondom jou. Ek en jy gaan altyd uitdagings hê. Gaan altyd spanning wees. Gaan altyd mense wees wat op 'n stone trap. Daar gaan altyd dinge gebeur waar ons geen beheer het nie. Ons gaan baie bekommernisse hê oor die toekoms en oor ons kinders en ons kleinkinders en oor ons families en ons vriende. En hierdie goed kan ons ry. Maar ons kan vrede hê binne al hierdie omstandighede. Heilige Gees wil vanaand my en jou hart kom verander. Dat ek en jy opnuut ons blydskap in hom sal ontdek, dat ons vriendelikheid in hom sal ontdek, en dat ons opnuut ons vrede in hom sal ontdek. Mag jy oop wees, mag jy beskikbaar wees, dat hy jou kan help groei, dat ons kan wees soos Paulus wil hê.
Hierdie 3 V's, verbly, vriendelik en vrede. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vanaand uit die woord kon lees. Here, dat ons vanaand 'n boodskap kon ontvang. Here, dat U ook weet dat ons baie keer sukkel juis met dit. Here, dat ons so maklik ongelukkig word. Dat dinge ons so maklik omkrap. Dat ons so maklik bedruk word. Here, dat ons so baie keer angstig word, bang word, onseker word. Maar Here, ons kom bid vanaand, mag die Gees so in ons harte werk. Here, dat daar iets sal begin gebeur, waar ons blydskap in U vind, vriendelikheid in U vind, en dat die vrede so oor ons hart en gedagtes waghou, dat ons vrede sal ervaar, te midde van storms, te midde van uitdagings. Here, help ons dat ons blydskap in U sal lê, dat ons vrede in U sal lê. En daarom bid ons, o Heilige Gees, werk asseblief in ons. Here, kom dra elkeen vanaand in U op wat U is. Here, elkeen wat dalk striwelinge stry, wat sukkel, wat dalk bang is, wat dalk angstig is, wat dalk ongelukkig is, wat dalk kwaai is. Here, mag die Gees vanaand op 'n besondere manier binne hulle ook werk. Here, ons kom sê dankie vanaand. Dankie Here dat ons kan weet ons vrede en blydskap lê in U en dat U konstant is, dat U dieselfde is en daarom kan ons blydskap en ons vrede ook konstant wees. Ons dankie vir al die liefde en al die genade. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek gaan vir ons 'n liedjie speel, net so 'n minuut weer daarna luister, en daarna gaan ons afsluit met ons slotlied, en hierdie lied gaan dan nou meer oor vrede vanaand spesifiek, maar ek wil graag hê, dink hierdie boodskap en dink maar, hoe gaan ek dit toepas ook in my lewe? When my mind is like a battlefield and my heart is overcome by fear, and hope seems like a ship that's lost at sea. My enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Die Here sal julle seën en julle bewaar. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.